Vader, wanneer ons Halleluja sing, dan verklaar ons, loof die Here ons God. Hy wat was en is en sal wees tot in alle ewigheid. U is lofwaardig en verhewe. Dankie dat ons weet dat hierdie lofprysing weerklank deur die hele heelal en laat ons inskakel by al die engelekore en ons bid Here dat die eer wat u naam toekom vir u gegee word vanaf die aarde. Amen. Amen. Is daar iemand wat 'n woord het? Visioen net. Iets wat jy het, Piet. Enige een van julle 'n skrif het. Goed. Verlede week terwyl ek en Rudolf 'n bietjie gesels het, deel hy met my hoe getuienisse van wat God doen, om gestig het, en ek besef die Here sê, vertel van my wonderwerke, vertel dit onder mekaar, want dit is wat ons versterk, en ons weet wat die Here vir my doen, kan hy vir jou doen, soos en wanneer dit hom behaag. En hierdie week was daar weer 'n geval gewees, ek sit en ek dink, daar was soveel plekke waar die Here net deurgekom het hierdie week, dat ek so vol dankbaarheid voor hom staan. Maar hierdie week is daar 'n plek waar ek en een van die boere gebid het. En hierdie boer kom na my toe en sê vir my, kontak my en sê vir my, daar is 'n fout, want dit reën reg rondom my, by al die boere, maar nie by my nie. En onmiddellik weet ons, daar is 'n fout. En ons bid en ons, die Here lei ons om al die witchcraft te breek. Want baie keer as daar 'n probleem is, soos hierdie, dan weet jy iets is verkeerd. En wanneer daar iets verkeerd is, sal die Here vir ons wys, daar is iets verkeerd. En dan kan ons daaroor bid. Want hy is die een wat alles onder sy heerskappy het. En ons bid en ons breek hierdie witchcraft en ons doen wat die Here vir ons sê. En daardie nag kom die reën en die uitkoms wat die Here gee. En toe reën dit op sy plase ook. En ek wil vir julle sê, dat wanneer die Here goed doen in julle lewe en deurkom vir julle, gebruik die geleentheid en kom deel dit met ons, dat ons sy naam kan groot maak. Ons het ook 'n situasie gehad, daar's een van die skole wat die mense regtig voorbid, en daar het 'n boek ingesluip van 'n heks. Nou daai boek is 'n boek wat die kinders leer presies hoe om al die rituele te doen en te bid en in heksery in te gaan. En daai boek het net eenvoudig onverklaarbaar op 'n plek gekom waar die onderwysers dit kon sien. En ons kon daarmee deel. En ons kon daai goed breek en daai deure toemaak wat oopgemaak is oor die skool. So wat ek vir julle sê, is dat die God wat ons dien, alles is onder sy heerskappy. Ons kan na hom toe gaan met vrymoedig, en sy autoriteit in ons lewe ontsluit hy om te doen wat hy wil doen. Terwyl ek bid vir iemand, gee die Here vir my die woord, en ek het dit veral op ons leierskap het ek dit gesit. En die Here gee vir my hierdie woord, en hy sê, ek nou nie daarby kom. The more, onthou die Here die afgelope tyd met ons gepraat, dat ons fokus op hom moet wees. The more you draw near and focus on me in good and difficult times, the more I will unlock myself and my abilities in and through you. En ek dink, wow. En ek dink, nee, maar hierdie woord vat ek vir ons almal. Dis 'n woord wat ek nodig het, wat ek wil hê, ek vat dit vir my ook. En ek is besig om die Bybel deur te lees weer van Genesis af, en ek is by Prediker. En vanoggend kom gee die Here vir my die betekenis en hoe daai woord werk vir ons elkeen. En ek wil 'n bietjie daaroor kom praat met ons. So, Prediker
3 van vers 11 af, praat die Here met my. En hy sê, He has made everything beautiful in its time. He has also planted eternity in the hearts of men and minds, a divinely implanted sense of a purpose working through the ages, which nothing under the sun but God alone can satisfy. Yet so that man cannot find out what God has done from the beginning to the end. En presies die woord wat die Here gegee het vir my vir hierdie persoon, kom die Here en sê, ek het in elkeen van julle wat ek geskape het, die ewigheid kom inplant. En ek besef die onverganklike saad, Jesus Christus is in my en jou. En as ons kom in die moeilike tye, wat ons voel niks werk nie, in die goeie tye, as ons voel alles werk, hoe meer ons na hom toe kom, hoe meer ontsluit hy die ewigheid wat in ons in is, in en deur ons. Want hoe meer ons besef wie hy is en wat hy vir ons doen, hoe meer staan ons op in sy beeld en gelykenis wat in ons ingeplant is. Is dit nie wonderlik nie? Die Here kom en hy sê dat hoe hy ons geskape het, ons identiteit word ontsluit, hoe meer ons sien wie hy is. En ek besef, hierdie gaan nie net oor, ek glo in die Here nie, wat wonderlik is, want dis ons geloof. Maar hierdie gaan, jy glo nie net in hom nie, jy behoort aan hom. Hy het jou nie net geskape nie, hy het jou teruggekoop ook, uit die wêreld uit. En dis een ding om te glo in iets, dis 'n ander ding om te weet, ek behoort aan iemand. Want daai persoon sal kyk dat alles in my lewe funksioneer soos wat hy my gekoop het, my geskape het. Ek lees vir ons verder hier. Ja, from the beginning to the end. En dan kom hy en hy sê, die woord wat hy hier vir ons gee, is 'n woord wat hy sê, I know that there is nothing better for them than to be glad and to get and to do good as long as they live. And also every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. Die Here kom en hy sê, hierdie goeie ding wat hy vir ons gegee het in ons lewe, het 'n woord, hoe God ons geskape het, daai eternity, se Hebreëse woord is leb, wat beteken the heart. Maar dit beteken ook dan, ons hart, ons siel en ons hele wese, die senter, die middelpunt van ons alles. En dit beteken dat hy ons bron is met sy wysheid en sy understanding. Dis hoe hy ons geskape het en dit is wie ons is. Die ander woord wat daarvan kom is lebab, van die Hebreëus af, wat sê, hy kom en hy gee vir ons die moed en die understanding om te wees wie hy ons gemaak het. Dan kom die woord en hy sê die werk wat hy in ons gedoen het, is mahé, wat beteken 'n action, a generally a transaction, a activity, a product that is a poem and a artwork, a property, a business, a occupation, wat so 'n baie betekenis het. Die Here sê, ek en jy is nie net 'n persoon wat hy geskape en teruggekoop het nie. Ons is hier op aarde as 'n kunswerk. En hy sê, as ons in hom in sy woord is dit soos 'n gedig. Ons lewe is soos 'n gedig, wat 'n lig, God se lig, in die wêreld inbring. Hoeveel tyd het ons gepraat oor lig? Hy kom en hy sê dat die woord wat hy daar skryf, die transaksie, is nie net 'n transaksie nie, dis 'n aktiwiteit in die teenwoordige vorm. So dis 'n transaksie wat hy gedoen het, maar die aktiwiteit, die plek wat ek en jy inneem, is 'n daaglikse I am. Dis iets wat ons daagliks tot in alle ewigheid
gaan uitlewe. En hy aktiveer dit, soos wat ons nader na hom toe kom die hele tyd. Dis soos 'n beroep wat die Here vir ons gegee het, wat ons moet uitoefen in hierdie wêreld. En dan kom die woord en sê, dit is soos 'n borduurkunswerk, en ek vorm elke steekie om daai werk uit te bring, volgens die beeld wat ek jou aarde toe gestuur het. Hy kom en hy sê, met daai good, hy het ons gecreate as he's good, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Daai good beteken, hy het ons geskape as 'n gawe van hom wat op aarde is, wat die beste in ons kan uitbring, as ons nader aan hom kom en op hom fokus. En dan kom die woord en hy sê, and God does it. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy ons geplaas met hierdie gawes, met hierdie autoriteit, met hierdie posisie waar ons moet bly staan in die teenwoordige tyd om te wees wie hy ons geroep het om te doen? God does it so that men will reverently fear him, revere and worship him, knowing that he is. God wants to reveal himself to us. Die woord eindig af met Psalm 119:9 en dan ook Jakobus 1:17, wat vir my so goed is. That which is now clearly has been, and that which is to be already has been. And God seeks that which has passed by, so that history can repeat himself. God het vir ons 'n woord gegee in 'n riglyn, in die woord van God. En ons kyk deur die hele Ou Testament, ons kyk deur die hele Nuwe Testament. Elke plek waar ons geestelike voorvaders sekere probleme gehad het en goed gedoen het, het hulle God vasgegryp. En wanneer hulle God vasgegryp het en God homself openbaar het en ontvou het, as ek en jy teruggaan daarna toe, dan sê hierdie woord, dit is daar vir my en jou, dis deel van ons erfenis. As die Here ons lei na 'n plek toe, van een van ons voorvaders, dan kan ons soos in die regswêreld staan. Onthou, elke mens se lewe is eintlik 'n geveg. Daarom het ons onmiddellik as ons wedergebore is, die aanklaer van die broers, wat sê, ons word kort hof toe gesleep, sodat die aanklaer ons kan aankla, maar ons het die bloed van Jesus wat ons vryspreek. So wat hier gebeur, is dat die Here sê, elke plek waar ons vasgryp wat reeds gebeur het in die woord, en dit voor God bring, is dit soos 'n president wat geskep is, wat vas is tot in alle ewigheid. En ek en jy kan kom soos in die regswêreld, waar's Eugene nou, waar's Bonnie nou, en sê, volgens hierdie en hierdie saak, beroep ek my op dieselfde uitspraak wat die regter gegee het. En dit is my en jou se reg en se erfenis in die naam van Jesus. So die hele woord van God, met alles wat daar is, elke oorwinning, elke plek waar die Here deurgekom het, elke wonderwerk wat die Here gebring het, elke een van hierdie plekke is plekke waar ek en jy kan kom en sê, Vader, ek staan nou op hierdie plek. My oë is op U, dis moeilik, ek sien niks nie, ek voel U nie, ek ervaar U nie, maar ek het nodig dat U wonderwerkende krag nou kan ontsluit in my en deur my, die antwoord wat nodig is, om die sukses te wees wat U my aarde toe gestuur het. Wat 'n wonderlike plek van sekuriteit is dit net nie. Hy kom en hy sê daar vir ons, every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all that gives light, in the shining of it, whom there can be no variation rising or setting or shadow cast by his turning as in a eclipse. Hy het so met ons gepraat oor sy lig, wat nie net beteken dis 'n lig nie, wat ons sien nie, maar dis 'n energie, dis 'n skepende krag wat in my en jou is, wat ons elke keer kan bring, wanneer die vyand teen ons is,
en ons voel daai weerstand, dan kan ons kom en ons kan die woord van God verklaar, ons kan bid wat hy vir ons sê om te bid, en daar moet hierdie hele situasie uit die weg uitkom. Dit laat my dink, een van die dinge wat ek gebid het, wat ons gebid het hierdie week is, Here, U het vir ons gesag en autoriteit gegee oor die natuur. En dis wat Jesus gedoen het. En letterlik die wolke aan te spreek, die weer aan te spreek. En 'n voorbeeld in die woord daarvan is Elia, wat gekom het en vir 3 jaar die reën gestop het, omdat God dit wou gewil het. En daar was geen wolke nie, en die oomblik toe hy bid en die Here vra om daai ding te lig, het die wolke bymekaar gekom en Agab moes hardloop. So God kom en hy gee vir ons die woord en ek en jy moet tot hom nader, sodat hy die woord vir ons kan gee om goed in ons lewe te skuif en om goed na vore te bring. Wat 'n wonderlike krag en 'n autoriteit het ek en jy net nie in die Here nie. En dan 'n baie belangrike ding, die afgelope tyd het die Here regtig met my gepraat oor een van die plekke waar die vyand ons as kinders van die Here aanval. Om veral as ons 'n probleem het, dan wil hy ons isoleer, ons laat afsonder, ons laat ons nie by mekaar kan uitkom nie en nie by die gemeente kan uitkom nie. En ek het besef, dit is die tye, wanneer jy voel jy is nie lus om kerk toe te kom nie, wanneer jy voel jy is nie lus om na 'n sel toe te gaan nie, wanneer jy voel jy is nie lus vir die kinders van die Here nie, wat ons onsself moet forceer. Want God het 'n struktuur daar gesit, en ek wil vir julle hierdie gedeelte lees van Jehosafat. Dis 2 Kronieke 20 vers 1 tot 5. After this, the Moabites, Ammonites, and with them the Meunites came against Jehoshaphat in battle. Nou as ek en jy onder aanval is daar een van die meesterplanne van die vyand om ons te isoleer. Jy praat nie daarvan nie, jy wil net jou afsonder, jy wil net jou eie ding doen, jy wil net 'n bietjie ontslaa raak van enige iets wat nog ekstra na jou toe kan kom. En hier staan daar, a multitude has come against you from beyond the Dead Sea, from Edom, and behold, they are in Hazeron Tamar, which is in Gedi. When Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, he proclaimed a fast in all Judah. As ek en jy weet, daar is 'n klomp moeilikheid voor ons deur, is dit die tyd om in 'n vas in te gaan en die aangesig van die Here te soek. And Judah gathered together to ask from the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord, yearning for him with all their desire. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and all Judah stood before the Lord with their children and their wives. We shall not need to fight in this battle. Take your positions and stand still and see the deliverance which the Lord of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not or be not dismayed. Wat gebeur hier toe Jehoshaphat sien daar soveel moeilikheid en soveel oorlog wat teen hom kom? Het hy gegaan na die kinders van die Here toe en hulle het na die huis van die Here gegaan. En in die huis van die Here, terwyl hulle aanbid het, het God die antwoord gegee. Die vyand bedrieg ons, en ek weet daar is 'n lering wat baie sterk ook omgaan van, ek is die kerk van Jesus Christus, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Kerk se woord is ekklesia, wat eintlik beteken 'n assembly. En ek en jy op ons eie kan nie 'n assembly wees nie. Jesus het gekies om ons in gemeentes te plaas. Dis sy wil. Want wanneer ons hier by mekaar kom, is daar 'n corporate anointing. En dan sit jy, skielik kry jy 'n woord en jy weet, die Here het met my gepraat. Ek kan nie sê, en julle weet wat hier sit, hoeveel keer gebeur dit? Op 'n Sondag, dan bel hulle my en sê, die Here het net met my gepraat vanoggend, ek het 'n antwoord gekry.
terwyl ons in die gemeente besig is. Want dis God se manier en sy plan en sy orde om met ons te werk in ons elke dag se lewe. Daarom is dit so nodig dat ons nie die gemeenskap van die heiliges gaan verwaarloos nie. Al voel jy nie lus vir kerk nie, dis die tyd wat jy hier moet wees, as jy 'n antwoord wil hê, as jy rigting wil hê. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer in die week kom mense na my toe en vra, kan jy saam met my bid? As ek saam met hulle bid, is die antwoord presies die woord wat Sondag gekom het. Dan dink ek, maar waar was jy? Die Here wou jou geantwoord het. Dis God se manier om met ons te werk. En ons moet sorg dat ons dit wat hy, die struktuur wat hy in ons lewe plaas, moet ons sorg dat ons daar wees om te hoor wat hy vir ons sê. Dis so nodig dat ons sal besef, in al ons prioriteite moet ons sorg dat ons die byeenkomste waar hy met ons wil praat, waar hy in ons lewe wil werk, dat ons dit nie sal verwaarloos nie. En dan kom hy en hy sê, fear not, be not dismayed, tomorrow go out against them, for the Lord is with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshipping him. En ons weet wat het daar gebeur. Hulle het glad nie uitgetrek in oorlog nie, hulle die Here aanbid. En toe die Here die vyand teen hulle self laat draai. En die vyand het mekaar doodgemaak. En toe die Israeliete uitkyk oor hulle, toe sien hulle net dooie liggame. Want daar's 'n plek waar die Here kom en sê, staan en kyk hoe ek jou geveg veg. Eksodus 14, vers 14. Dis hoekom ons in Efesiërs 12 met die wapenrusting 'n duidelike woord kry en die Here sê, daar's 'n plek waar ons absoluut geklee is met die volheid van God, maar daar's 'n plek wat ons moet bly staan, want ons staan in sy autoriteit. En ons weet in Psalm 103 sê hy, as ek en jy bid en vir hom vra, dan stuur hy sy engele uit om die gevegte te veg. Daar's baie plekke waar ek en jy net bly staan en waar God gevegte vir ons veg. Ek dink ek en jy gaan verstom wees wanneer ons eendag gaan besef hoeveel gevegte was daar oor ons lewens wat ek en jy nie eens van geweet het nie. Maar die oomblik as ek en jy geposisioneer is in die Here, dan veg hy ons gevegte vir ons. Nog iets wat baie belangrik is vir ons, is as ons hier by mekaar is, weet die Here presies wat 'n gevegte is oor wie van ons oop. En hy stuur sy engele uit om baie van hierdie gevegte vir ons te veg. Maar as ek en jy alleen bid, die woord sê vir ons, 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000. Hoe groot is die weermag wat ons hier by mekaar is, met die mense wat op Zoom is? En dit is hoekom dit nodig is, dat daar tye is wat ons saam sal bid, by mekaar sal wees, saam sal stem met die woord. Elke woord wat vanoggend uit God se mond uitgekom het, wat ek en jy mee saamgestem het hier, wat sê die woord? Wanneer 2 of meer in my naam vergader, daar sal dit so wees. Besef julle dat wanneer ons hier is, en die Here vir ons begin bedien met sy woord, is daar 'n weermag wat beklei. En dan is daar gevegte wat ek en jy wen, wat nie eers nog gemanifesteer het in ons lewe nie. En ek dink dit is so belangrik dat ons dit sal verstaan. En meer begin die Here in my iets te ontsluit van natuurlik glo ons in die Here en hy het met ons gepraat en gesê, glo jy in my of glo jy my? Want as jy my glo, gaan jy doen wat ek sê. Maar meer as dit, om te besef dat ek en jy behoort aan hom. En as ons verantwoordelike mense is en God plaas iets onder ons heerskappy, dan gaan jy alles in jou vermoë doen om dit wat aan jou behoort op te pas en
te steward volgens God se perfekte plan. Nou as ek en jy fokus daarop, dat ons glo nie net in hom nie, maar ons behoort ook aan hom. Ek is besig om so 'n veilige plek in my verhouding en in my lewe met die Here te kry. En ek besef dat, ons praat gister by die dorpsgebed, maar vanoggend ook by ons intersessie hier, praat ons daaroor. Die Here laat ons bid, en die Here gee vir ons sekere goed om te bid, persoonlik, maar ook in sy liggaam. En hoe lank en hoeveel kinders van die Here bid vir die oorlog, veral in die Midde-Ooste. En hulle het nou 'n opname, 'n skatting gedoen in Iran. Is daar so 'n herlewing wat uitbreek, dat hulle reken daar's oor die 6 miljoen mense wat Jesus aangeneem het, wat opstaan sonder dat daar geëvangeliseer is, waar Jesus homself aan mense openbaar. En dit is die vrug van die kinders van die Here wat bid. En ons is in 'n tyd waar ons nie moet kyk, een van die dinge wat vir my nogal ruk terug op 'n plek gebring het van, ons bid so vir Rusland, Oekraïne, vir Israel, en sien ons regtig die vrug vir wat ons bid. En ek besef die Here kom bemoedig ons om vir ons die vrug te wys en vir ons te sê, ons bid nie net nie, hy luister en hy stuur sy engele uit om te volbring dit wat ons bid in sy naam. Amen. Is daar enigeen van julle wat 'n skrif het? Ons is vroeg vanoggend. Dankie Etienne. Dankie Fransie, miskien moet ek net eers vir ons net so 'n klein stukkie belydenis gee uit my lewe, en dis hoekom ek elke keer hier staan teen my wil. Julle kan my goed glo, ek wil nie wees nie. Maar dat soveel goed in my lewe gebeur, en elke keer as die uitkoms kom, dan sê die Here, dan waarsku hy my, dan sê hy vir my, jy kan hierdie storie gaan oorvertel wat met jou gebeur het, maar jy moet aan my die eer gee en jy moet gaan getuig hoe dit gebeur het. Dit help nie om net die storie te vertel, sê, weet julle, was fantasties, my dogter het kanker gehad en sy is genees. Nee. Jy gaan die volle storie moet vertel oor hoe ek betrokke geraak het, en dit bring ons almal maar by die vers in Openbaring waar hy sê, and they have overcome, conquered him by means of the blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. So ons moet, saam met die bloed, moet ons die utterance van ons testimony saam gee. En daaroor is dit eintlik nie altyd maklik nie, en dit is nie altyd lekker nie, maar so staan ek ook nou maar vanmôre hier. Dit het my herinner aan die Efesiërs oor die kerkganery wat jy sê, en hoe God ons gebruik, en wat hy eintlik als deur ons doen. As jy gaan kyk na Efesiërs 3 vers 20, staan daar, waar Paulus oor die kerk ook skryf, now to him, who by in consequence of the action of his power that is at work within us, is able to carry out his purpose and do super abundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes or dreams. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. So dit kom geslagte lank, ver bo wat ons dink, bid of droom, deur die kerk. Voor Sarel vir ons die verbonds, nog iemand, is daar iemand op Zoom wat iets wil sê, Natasha? Voor Sarel vir ons die verbondsmaal gaan doen, wil ek ons moet bid vir oggend. Die week wat verby is, se Torah portion, het my regtig baie vasgegryp op 'n paar plekke, maar een van die plekke, almal van ons, as ons praat van human traffic, staan ons hare regop. En die eerste geval wat ons in die woord van lees is Josef,
Want human traffic beteken, as jy uit jou destiny, uit jou plek waar jy lewe, jy word uitgehaal daar. En jy word op 'n plek van slawerny geplaas. Waar die oomblik toe dit met Josef gebeur, het hy nie meer eers beheer gehad oor wie hy is nie, wat hy eet, waar hy slaap, wat hy doen. Jy word heeltemal weggevat uit jou lewe uit. En terwyl ek dit lees, dink ek, sjoe, dis eintlik erg. Ek het nie besef Josef is eintlik human trafficking king nie. En die Heilige Gees sê vir my, Fransie, maar dis presies wat die duiwel met julle in die gees doen. Hy vat julle uit wie julle moet wees en wat julle moet doen. En hy kom plaas julle in geestelike tronke. Bitterheid, offens, onvergewensgesindheid, depressie, minderwaardigheid, verwerping. Besef julle wanneer ons toegee aan hierdie magte en kragte wat vir ons lieg, dan's ek en jy vanoggend hier, maar in die gees is ons in sy tronk, waar hy eintlik ons voetstappe rig. Wat beteken dat hy ons besteel van alles wat ons regtig behoort te wees. En ek het so 'n woede wat in my opgestaan het, en ek het vir die Here gesê, Here, my gebed is, dat U vir ons elkeen sal help, dat ons nie langer sal toelaat, dat ons gehijack word uit ons lewe van oorvloed wat U die prys voorbetaal het nie. Maar ek en jy moet hierdie goed in die oë kyk en ons moet verstaan hoe dit werk, want ons moet ophou daarmee. Die oomblik as ons toegee aan minderwaardigheid op verwerping, dan is ons heeltemal in 'n plek waar die vyand al sy gesprekke met ons kan hê. Ons identiteit kan afbreek van wie ons regtig waar is. En ons dan laat optree volgens die negativiteit, die depressie, die oppressie wat hy ons onderplaas. En ek wil vanoggend hê dat ons saam moet staan en ons moet vir die Here vergifnis vra. Die Here bring goed uit die duisternis aan die lig. Dat ek en jy, as dit nodig is, vergifnis vra waar ons skuldig is, maar om dan vra, help ons om die lewe te lewe wat Jesus die prys voorbetaal het en ons teruggebring het na ons Vader se huis toe onder U heerskappy. En ek besef dat hierdie is die tyd waar die Here wil hê, ons moenie net die woorde hoor en dink, sjoe, hierdie is 'n openbaring nie. Wat doen ek en jy oor die openbaring wat die Heilige Gees vir ons gee? En ons het nodig om die Here vas te gryp en te sê, Here, wys vir my waar ek te doen. Wys vir my waar ek saamstem met die planne van die vyand, dat ek uit daai tronke kan uitkom en in die vryheid wat Jesus betaal het voor, dat ek daarin kan lewe. Kom ons staan. Vader, ons wil vir U dankie sê vir U woord. Ons wil vir U dankie sê vir U onderskeiding. Ons wil vir U dankie sê vir U verstaan van die woord. Ons wil vir U dankie sê dat U vir ons wys wat is in ons lewens besig om te werk. Wat is die wortels van die goed wat ons so negatief maak? Ons so sleg laat voel, ons so minderwaardig laat voel, ons laat voel dat ons nie goed genoeg is en nie kan cope met ons omstandighede nie. So ons wil vanoggend kom, Vader, elke plek waar ons saamstem met die planne van die vyand om ons weg te vat van U planne af. Elke plek waar ons offens neem, waar ons minderwaardig is, waar ons verwerp voel, waar ons onsself verwerp, waar ons onsself die heeltyd meet aan ander mense, waar ons in bitterheid is, onvergifnis is. Vader, elke plek waar ons saamgestem het met die vyand en dat hy 'n vesting in ons verstand kom bou het en dat ons in 'n geestelike tronk is. Vergewe ons en Heilige Gees, kom praat U met ons elkeen, laat ons presies sal sien wat is in die gang in ons lewe. En vanoggend, Here, wil ons nie net vergifnis vra nie. Ons wil opstaan in die krag en die autoriteit van Jesus. Ons wil hierdie tronk deure oopmaak en ons wil uit hierdie tronke uitkom. Ons roep die vuur af om hierdie tronke, hierdie tralies te kom vernietig.
Maar Here, dat die bloed van Jesus ook elke vonnis wat oor ons gevel het, omdat ons saamgestem het met die vyand in sy planne, kom kanselleer en breek hierdie vonnisse. En leer ons Heilige Gees hoe om in vryheid op te staan, sodat U lig in en deur ons kan skyn. Here Jesus, dankie dat U die volle prys betaal het, sodat ons 'n lewe van oorvloed in en deur U kan hê. Ek bid dat U verheerlik sal word in en deur ons lewens. Amen. Amen. Enige iemand met 'n woord? Dankie Sarel, kom ons celebrate die verbond van God. Laas Sondag toe ek hier by die kerk instap te praat, ek en Piet daar buite. Dis sê ek ook vir hom, ek weet ek gaan skuldig voel vorentoe, maar mense is moedeloos as die reën so kom, want ek meen as jy 'n boer is en jy smag na reën so, en jy het dit so nodig en dit kom net nie. En dit is nie weke nie, dit is vir ons omtrent 2 maande gewees dat ons nie reën gekry het basies nie. En dan kyk jy na die wolke en dan kom hy en dan sien jy die weer gaan verby die kant en daai kant. Maar jy moet geloof hou en jy moet bly lewe spreek en dan sien jy hoe gaan die swaas agteruit elke dag as jy skare meer, jy sien hoe gooi die goed blommetjies af en soos Michiel nou ook gesê het, hoe die koppe terugspeen en 'n kop afspeen, jy sien hoe gaan jou oes agteruit, maar jy moet geloof behou. Dan is dit moeilik en dan kom jy uitkoms en dan is jy dankbaar. En ek wil iets sê van dankbaarheid vandag, maar 'n ding wat ek gekyk het hierdie week en ek het nou 'n paar notas gemaak van dit. Waar die ou gepraat het van eers van jou beloning en wanneer dit gebeur. En hy het gesê, toe die Here vir Dawid wou gebruik het en vir hom koning gemaak het, het hy nie vir hom 'n kroon gegee nie. Hy het vir hom eers 'n reus gegee. En toe hy vir Josef wou gebruik het, het hy nie net vir hom in 'n paleis in Egipte gesit nie. En hy het ook nie net vir hom 'n shortcut gegee nie. Hy het vir hom eers in die tronk laat sit en deur al daai goed laat gaan voordat hy hom kon gebruik in Egipte. En Esther ook. Sy het nie net in gemak in die paleis gaan sit nadat sy koningin is nie. Die Here het met haar 'n plan gehad. En ja, hy het vir haar 'n groot krisis gegee en so die Here haar gebruik. En wat ek hier geskryf het is onthou. Die eerste ding wat ek neergeskryf het is onthou. Die Here is altyd daar en hy is altyd getrou. Die tweede ding is, jou blessing is aan die ander kant van jou geveg. Jy moet deur die geveg gaan om by jou blessing uit te kom. En die derde ding is, 'n mens wil al die seëninge hê, maar jy is nie bereid om deur daai fight te gaan nie. Want jy wil dit net maklik hê en dit werk nie so nie. En die vierde ding is, enigiets wat werklik van waarde is, gaan jou geloof toets, dit gaan geloof van jou vereis en dit gaan opoffering vereis. Dit gaan vir jou iets kos. Maar as dit die Here se plan vir jou is, dan is hy by jou en dan sal hy jou help in daai ding. En onthou net wat Dawid gedoen het toe hy basies rock bottom geslaan het. Ek wil dit lees hier in 1 Samuel 30. Dis toe die Amalekiete gekom het en Dawid het hulle teruggekom van 'n fight af, van 'n oorlog af en toe hulle by die kamp kom met die Amalekiete, alles wat hulle het gesteel, alles weggedra, vrouens, kinders, die lot en sy eie mense wou hom gestenig het. En wat Dawid toe gedoen het in daai moeilike tyd. Ek gaan nie eers die hele vers lees, ek wil net lees. But David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. En net daarna al die deurbrake wat gekom het. So Dawid het nie in sak en as gaan sit nie. Ek dink dit was vir hom moeilik geweest. Hy het ook 'n fight gehad, maar hy het gegaan na die Here toe en die Here het vir hom sterk gemaak. En laaste ding wat ek wil sê is ons het 'n werker, Malo. Hy werk al van 1990 af by ons. En die man is seker die getrouste man en die langwerkendste man op ons plaas nog. En laasweek was ek by hom in die hospitaal in Universitas in Bloemfontein, want so 3 weke terug is hy gediagnoseer met 'n ernstige bloedkanker. So die aggressiefste een wat jy lyk met kan kry. En ek sit daar so by hom en ek gesels nou met hom en ek vat vir 'n paar goed want hy niks daar nie. En hy sê net, hy sit net so en hy kyk so buitentoe en ek sien hierdie man, hy stoei. Hy sê net vir my, baas, ek wens ek kan weer terug gaan plaas toe, ek wens ek kan weer werk. En toe voel ek net daar, net so skuldig, want
Nou moan ek oor dit so dorrend droog is, ek sien die oes vergaan, ek moan oor my eie fights, maar daar is soveel om voor dankbaar te wees. Ek meen, hy veg vir sy lewe, hy's in 'n moeilike plek, en ons aanvaar alles altyd van sal spreek, en dinge moet net gebeur, en as dit nie maklik gebeur nie, dan moan ons ook. En ja, wat ek net wil sê is, ons moet geloof in die Here behou, en hy's altyd by ons, en hy's altyd getrou. En net nog 'n ding, wat ek nie eens wou gesê het nie, wat Tannie sê van human trafficking, en vir ons is dit net 'n woord, ons is nie in dit nie, maar as jy nou sien wat in Amerika gebeur, ek meen, dis mos nou net in die nuus, is al wat in die nuus is die Epstein files, wat nou gebeur daarso. En wat ek met dit wil sê is, as ons nou hierdie verbondsmaal gebruik, hoe belangrik is dit om die verbondsmaal te gebruik oor jou kinders en alles, want as jy sien, die ding is, human trafficking is verskriklik, en ons het niks meer, vir ons is dit net 'n woord, want niemand van ons weet van 'n kind wat ontvoer is, of wat ook al nie, maar as jy sien, daai is letterlik die beginpunt van hierdie klomp siek mense in die wêreld, wat die wêreld beheer, en dan sien jy ook van bo af, hoe alles deurfilter van bo af, en hoe demonies en siek ons wêreld is, want dit wat daar uitkom, ek meen enigiemand kan dit nou gaan lees, en baie van die goed is uit, maar dis satanisme in die hoogste vlak wat jy kan, en dit word deur Hollywood geprofeteer, dit word deur die musiek geprofeteer, dan moet jy bloed van Jesus pleit oor jou kinders, wat hulle mag kyk, wat hulle mag luister, onsself, en dan vir my, ek wil verstaan, want iemand sê vir my die week, hoekom wil jy hierdie goed weet? Ek wil verstaan, want aan die ander kant, dit maak dit vir jou, aan die ander kant die Bybel ook oop, want nou verstaan jy wat die Here sê, van darkness, en hoekom, en jy moet weet hoe om hierdie goeders te fight, en jou oë moet oop wees vir al die siek wat in die wêreld aangaan, dan weet jy ook hoe om te bid. So ek wil net vir ons bid, voor ons verbondsmaal gebruik. Here, baie dankie, dat ons hierdie tekens kan oplig. Here, dankie dat ons dit kan gebruik as 'n verklaring in die Gees om te sê, Here, U is in beheer. Ons geloof is in U en in U alleen. En ek pleit die bloed van Jesus oor ons en ons gesinne. Ek bid vir U beskerming, Here, en dat U ons siel, gees en liggaam sal reinig wanneer ons hierdie verbondstekens gebruik. Here, help ons asseblief om altyd 'n dankbare hart te hê en geloof te hê wanneer dit swaar gaan, en laat ons met danksegging altyd vir U vra wanneer ons iets nodig het. Laat ons altyd sal kommunikeer met U, Here, en op die regte manier ons gebede en ons behoeftes aan U bekend maak. Ek bid net dat U ons sal seën en dat hierdie verbondstekens, Here, deel van ons sal wees hoe ons lewe. In Jesus naam, amen.